Goeiedag. Vandag staan ons stil in ons reeks, 'n ABC van geloof, by die letter B, en die woord is behoort. Die fokus is ons identiteit is 'n anker in 'n onvoorspelbare wêreld. Ons leef in 'n tyd waar identiteit dikwels vloeibaar is. Die sosioloog Zygmunt Bauman beskryf ons era in Engels as 'n liquid modernity. 'n Wêreld waar niks lank hou nie, werk, verhoudings, selfs ons selfbeeld. In so 'n wêreld is die diepste krisis nie ekonomie nie, maar eksistensieel. Waar behoort ek? Wie hou my vas? Die Bybel antwoord radikaal anders as die kultuur. Romeine 14 vers 8 sê, of ons lewe, of ons sterwe, ons behoort aan die Here. Hierdie behoort is nie 'n sosiale etiket of 'n selfgekose identiteit nie. Dit is 'n waarheid, dis 'n wesenswaarheid. Jy is nie jou eie nie. Gaan lees my 1 Korintiërs 6 vers 19 en 20. Jy's gekoop met 'n prys. Dit beteken dat jou identiteit nie in jou prestasie of jou mislukkings lê nie, anders as die wêreld, maar in God se verbondsgetrouheid. In die Ou Testament sien ons hoe Israel se behoort aan God nie afhanklik was van hulle getrouheid nie, maar van God se uitverkiesende liefde. Lees Deuteronomium 7 vers 7 en 8. In die Nuwe Testament word dit verdiep. Deur Christus se dood en opstanding is jy ingelyf in 'n nuwe liggaam. Dis die kerk. Daar is behoort nie 'n keuse nie, maar 'n gawe. Om te behoort is nie net 'n troos nie, dis 'n roeping. Dit beteken jy leef nie meer vir jouself nie, maar vir hom wat jou gekoop het. Jou identiteit is nie 'n projek wat jy self moet bou nie, maar 'n geskenk wat jy ontvang. En dis die enigste anker wat nie wankel as die jaar moeilik gaan raak nie. Wanneer jy vandag na die toutjie om jou pols kyk, onthou, dit is 'n teken van 'n ewige verbond. Jy behoort aan die een wat die dood oorwin het. En omdat jy aan hom behoort, is jou toekoms veilig. Jou storms is onder beheer. Jou lewe is ingebed in 'n groter verhaal as jou eie. Daarom bid ek vir jou. Here ons Vader, ons bely vandag dat ons nie ons eie is nie, maar dat ons aan U behoort. Dankie dat U ons gekoop het met die bloed van Christus en dat ons identiteit nie rus op ons prestasie nie, maar op U genade. Tot môre.